Amen, ek nooi julle uit om saam met, waar ek het begin dans. So, as julle wil saam dans, dan kan julle saam dans, want ek beloof vir julle, dit is amazing. 1, 2. Ek gee vir julle 'n kringfluit. Voel julle omsingel, soos die mure van Jericho. Amen. Yes, we celebrate in Jesus today. Amen. Woo! Yes. Celebrate, Jesus, celebrate. Yes. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate.
And because you're alive, I am no longer a slave. Death has no hold on me. And I am a son of God, a righteous son of God. Thank you, Jesus. We just come before you today and say thank you. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U ons so lief gehad het. Die enigste seun gegee het en dat U opgestaan het. Cause you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. Oh, You love me from my mother's womb. You have chosen me. Thank you. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Do you believe it? Yes. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. And I'm no longer a slave to fear. I am a son of God. And I'm no longer a slave
Ek wil hê ons gaan hierdie gedeelte weer sing. You split the seas, so I could walk right through it. Ek voel net dit is iets wat ons vandag moet doen. Die Here sê, jy staan dalk in jou lewe al soveel keer kom jy op die rand van 'n see en dan dink jy, Here, ek gaan maar eerder omdraai. Ek kan nie hier deurkom nie. Ek weet nie meer watter rigting nie, ek kan nie hier aangaan nie, Here, ek gaan omdraai, maar vandag sê die Here vir jou, ek het daardie see gesplit, en as jy in geloof gaan deurstap, dan gaan al jou vrese verdrink, soos wat ek die Egiptenare verslaan het. So ons gaan dit, ons gee vir die Here lof en eer daarvoor, ons gaan dit weer, ons doen die wow gedeelte, moet nie na my luister nie, ek kan nie sing nie, maar ons doen daai gedeelte 2 of 3 keer, en wanneer jy reg is, Susan, dan gaan jy oor vir ons na, you split the seas, en ek wil hê, jy moet regtig waar, sien daai see voor jou, sien daardie ding wat jou terughou, sien daardie ding wat jy miskien nie eens herken nie, jy weet nie wat dit is nie, miskien is dit 'n kommer in jou hart, miskien is dit net, jy het gemaklik geraak in jou godsdiens, en die Here sê, jy staan voor 'n see, vandag sê die Here vir jou, as jy gaan juig en jubel voor my, gaan ek daardie see vir jou oopmaak. Jy gaan nooit weer 'n slaaf wees van jou eie emosies nie. Jy gaan nooit weer 'n slaaf wees van jou omstandighede nie. Jy gaan nooit weer 'n slaaf wees van jou gedagtes nie. Jy gaan deurstap in my oorwinning. Amen. Kom ons gaan dit sing. Here, ons is ook nie meer klein kindertjies in God nie. Ons is die seuns van die Allerhoogste. Die aarde kyk met reikhalsende verlange en wag vir die seuns van God om op te staan. Here, vandag het ons opgestaan. Dis opstandingsdag, Here. Ons staan op saam met U. En al ons vrese en ons kommer bly agter in die graf. En ons sal nooit weer daarin gaan nie. I am no longer a slave to my fears. I am a son of God. Dankie, Here. Al die lof, al die eer aan U. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie. U kan die sitplekke neem. Moet dit net nie by die deur uitvat nie. Laat ek myself net gou weer hier elektronies opgestel kry. Opstandingsdag. Ja, die band is awesome, hè? Ja, julle kan maar. Ons God is goed. En ek hoop julle het gedoen, band, wat ons gesê het, dat julle vandag gedrink het vir julle self, wat God vir julle gesê het. Ja. Die krag van die opstanding, Vrydagoggend het ons geluister na die krag van die kruis,
Vandag is dit die krag van die opstanding. En die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is jy gereed om jou te lewe te waag vandag? Daar word 'n storie vertel van die ou oomie wat saam met sy vrou in Israel vakansie gaan hou en skoonma is saam met hulle daar. En hulle is daar in Jerusalem besig om vakansie te hou en skoonma raak siek en sy skop letterlik die emmer. Kadonk, daar gaan sy. Skoonma sterf in Jerusalem. Nou kom die man by die begrafenisondernemer en hy sê vir hom, luister, hoeveel gaan dit jou kos? Hoeveel gaan dit my kos om hierdie vrou, hierdie skoonma van my, terug te vat Suid-Afrika, totdat ek haar in Suid-Afrika kan begrawe? Die begrafenisondernemer sê vir meneer, jy is stupid. Dit gaan jou 500.000 rand kos om haar in Suid-Afrika te gaan begrawe. Terwyl dit jou net 5.000 rand gaan kos as ons haar nou hier kan begrawe. Hy sê, daar's nie 'n manier nie, boek daai vlug. Ek weet 2000 jaar gelede was 'n ou hier begrawe en hy 3 dae later opgestap. Ek vat nie daai kans nie. Okay. Is jy gereed om vandag daai kans met jou lewe te vat? Om te sê, Here, U het gesterf, U het opgestaan. Ek vat daai kans. Ek gaan hierdie graf oopmaak. Jy sien, in die opstanding van God is daar soveel krag waarvan ons leer. Soveel krag wat ons deur die dag kan help. Ons het gehoor by die krag van die kruis, Romeine 8 vers 11, ek gaan nou by hom uitkom, maar ons het so Vrydag gehoor met die krag van die kruis, ons het gehoor wat dit beteken het toe Jesus gekruisig is, wat dit alles vir ons beteken het, ons sondes wat vergewe is, die vyand wat verslaan is, wat aan die kruis verslaan is, basies en as ek dit nou regtig wat plat kan stel, het God daar gestaan en vir die vyand gesê, you lost. Pastoor het dit so mooi gestel, hy het gesê, as die duiwel geweet het, wat sou gebeur het as hulle Jesus kruisig, het hy dit nooit laat gebeur nie. Dis die krag van die kruis, daarin het ons 'n lewende hoop gekry. Maar dit het nie by die kruis gestop nie. Die werk is daar begin, daar het ons die krag daar gekry, die bloed wat daar gevloei het, is die bloed wat ons vergewe, daar is nie bloed in die graf wat gevloei het nie, daar het die bloed gevloei, daar het die lyding gegaan, daar het God vir 'n oomblik sy gesig weggedraai, want daar was al ons sondes vasgespijker gewees. Toe word hy in die graf geplaas. En ons lees nie wat in daai 3 dae in die graf gebeur het nie. Maar dan lees ons dat hy opgestaan het. 3 dae later is daai klip weggerol. Is die kopdoek netjies opgevou. Ek het 'n interessante dingetjie gelees wat sê die rede hoekom die kopdoek opgevou was, is eers seker dat ek dit so gelees het, is om te wys hy was nie gejaagd nie. As 'n ou iets kom steel, hy gaan mos nou nie eers gou al die glas van die venster optel en dit mooi netjies sit en die venster weer probeer netjies maak. Nee, hy gaan nie daar waar hy goed omgegooi probeer reg. Hy sê hy het die graf uitgesteel deur iemand nie. Hy het sy tyd gevat. Hy het nog netjies gemaak agter hom. Hy's nie so sekere mense soos ek wat nie altyd my bed wil opmaak nie. Hy het nog opgemaak, hy het opgevou. Hy het sy kopdoek opgevou en dit netjies gemaak en hy daar uitgestap. Dis wat gebeur het, Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit daardie graf uit opgewek het, in jou woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jou sterflike liggaam lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Nou hierdie is 2 belangrike goeders, lewend maak en in jou woon. Dit is nie lewend maak, of lewendig kry nie, dis lewend maak, dit is 'n aanhoudende proses, God is aanhoudend besig om jou lewend te maak, selfs wanneer jou liggaam sterf, is jy in die hemel en dit is 'n aanhoudende proses waarmee hy besig is, maar vir my die mooiste is, dit gaan oor 'n gees wat nie by jou kom kuier het nie, maar wat in jou woon. Die krag wat hierdie graf oopgemaak het, die krag wat Jesus Christus se liggaam laat opstaan het uit die dood, daardie krag, daai gees is in jou.
Dis in jou. Ek kan daarmee sê amen en klaarmaak. Maar nou wil ek dit bietjie prakties. Ek sê ja, Here, dis baie mooi. Ek hoor al hierdie mooi goeders op 'n Sondag. Wie van julle kan onthou wat is verlede jaar Sondag met opstandingssondag gepreek? Kan julle onthou wie het gepreek? Ek kan ook nie. Het was waarskynlik een van ons, maar ek kan nie onthou wie nie. Jy kan nie. Want jy sien, hierdie is daaglikse goedjies wat gebeur. En as die Here jou eers raak, dan is die goed van die verlede nie meer belangrik nie. Dit maak nie saak wie het daai Sondag gepreek nie. Dit maak ook nie saak as ek dalk vandag presies dieselfde preek nie. Ek doen dit nie, hoor, dis die eerste keer dat ek hierdie preek uitgewerk het. Maar dit maak nie saak nie, want dis van die verlede, die oomblik wanneer hierdie graf oopgemaak is dit heeltemal nie. Maar ek het 4 praktiese dinge wat ek vir julle wil leer. Praktiese goed wat die Here vir my geleer het. Die eerste een is die krag van hierdie graf, die krag van die opstanding, nie die graf nie. Die graf is net 'n klip. Die krag van hierdie opstanding is dit gee my krag om versoeking te kan weerstaan. Want daar's tog niks sterker as die dood nie. Geen versoeking kan sterker wees. Die dood is finaal. Ek bedoel, jy kan 'n versoeking kry en 'n chocolaatjie eet en môre kan jy weer op 'n dieet gaan, maar as jy dood is jy dood. Hierdie krag sê vir my, daar's iets beyond dood. So die eerste ding wat hy my leer is, die krag om versoeking te weerstaan. 'n Vriend van my kan nie 'n donut weerstaan nie. En hy eet nie die donut gaatjies nie, hoor. Hy eet die regte donut. So hy kan nie 'n donut weerstaan nie. En hy, nou sê sy vrou, sy kan so vies raak vir hom, as hy 'n donut winkel sien, dan stop hy. Ek lees nou die dag, lees ek 'n dingetjie wat nou so mooi ingepas het by hom. Hierdie ou sê, hy ry en hy sê vir die Here, Here, daar's 'n Krispy Kreme op die straathoek. As dit u wil is, dat ek vandag 'n donut moet eet, maak dat daar vir my 'n parkering reg voor die Krispy Kreme oopgaan. Hy moes 8 keer om die blok ry voor daar 'n parkering oopgegaan het. Toe sê hy, yes, dit is die wil van die Here. Dis nie hoe dit werk nie. Hierdie lewe kom vol versoekings. En so lief as wat ek vir 'n Krispy Kreme donut is, madre, nou proe ek hom al. Ek is mal oor 'n Krispy Kreme donut. Maar dit beteken nie, jy moet toegee aan dit nie. Die feit dat jy hier opgestaan het, die feit dat Jesus Christus opgestaan het, sê jy is opgewek met daardie selfde krag. Romeine 6 vers 4. As dit dan waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met hom lewend aan die ander kant uitgekom het, toe God hom met sy groot krag en heerlikheid uit die dood laat opstaan het. Daarom kan ons ook nou op 'n nuwe manier leef. Dit is waaroor hierdie graf gaan. Jy sien, toe Jesus daar opgestaan het, toe was hy nie meer dieselfde Jesus nie. Ons het al almal van ons het die fliek gesien van Mel Gibson met Jesus wat gekruisig is. Ons het almal gesien hoe verskriklik het hy daar gelyk, hoe het die bloed van hom afgestroom. Jy kon hom later nie meer herken daarin nie. Dis nie hoe hy daar opgestaan het nie. Hy het sy wonde aan hom gehad, maar sy wonde was skoon. Hy was 'n nuwe wese. Hy was heeltemal 'n nuwe wese wat daaruit opgestaan het. En wat God vandag vir jou sê, die krag van my opstanding, die krag van my opstanding maak dat jy 'n nuwe wese is. Ek het nie die skrif hier opgesit nie, 2 Korintiërs 5:17. Pastoor het dit genoem in sy preek Vrydagoggend. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is nie meer dieselfde wese nie. Daarom kan ek, as jy vir my na die volgende ene toe kan gaan, daarom kan ek vir daardie donut sê, step away. Ek kan vir die versoeking sê, step away. Want ek is nie net vergewe op die kruis nie. Ek is getransformeer. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek het 'n nuwe lewe. Dit is die krag van die opstanding. Die krag van die opstanding is sê vir my, dat ek is nie meer dieselfde mens wat in daardie graf ingegaan het nie. Ek is 'n nuwe skepsel. Die beste van alles is, ek beklei nou nie meer vanuit 'n posisie waar ek lus het vir hierdie donut nie. So ek beklei nie meer oor hierdie donut nie. Ek beklei nou vanuit 'n posisie van oorwinning. Ek beklei nie vanuit die graf nie, ek beklei van buite die graf.
Want ek staan in oorwinning. Ek is getransformeer. Die opstandingskrag stel jou in staat om te sê, versoeking, jy was deel van die lewe wat binne in daai graf is. Jy is nie meer deel van my lewe nie. I can step away from you. Nou ek sukkel nog steeds om te step away from a donut. So nou het ek al geleer, nou maak die Here seker dat daar nie parkeringsreg voor die Krispy Kreme vir my is nie. So dan ry ek maar aan. Maar die feit bly staan, wat ek vir jou probeer sê, is ons is vergewe. En ons staan en ons sê, dankie Here, dat U my sondes vergewe het, net soos ek ook ander mense se skulde vergewe. En dan stap ek uit en dan voel ek weer net so skuldig oor 'n ding wat ek gedoen het, of oor dinge in my lewe. En God sê, hou op om vandag onder die skuld te staan, want jy is getransformeer. My krag van opstanding, my opwekkingskrag, het jou 'n nuwe wese gemaak. Jy's 'n nuwe mens. Die tweede ene, krag teen vrees. Hy gee vir ons krag teen vrees. Hierdie klein Jannie gaan klim in die bed en pappa sit langs hom en pappa lees vir hom in die Bybel, doen 'n gebedjie, begin die ligte afsit en Jannie sê, pappa, ek is bang vir die donker. Kan pappa nie hier by my sit totdat ek aan die slaap is nie? Pappa sê vir hom, Jannie, maar jy weet mos, die Jesus is hier by jou. Hy is hier oral om jou. Hy sê, ja papa, ek weet, maar ek soek iemand met vel en been. OK. Ons soek baie keer iemand met vel en been. Ons raak baie keer bang oor goed wat veel sterker is as vel en been. 2 Timoteus 1:7 sê vir ons, God het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. Wat kan dan nou meer vreesagtig wees as die dood? Ek kan net aan een ding dink, meer vreesagtig as die dood, en dit is om sonder God te sterf. Maar wat kan meer vreesagtig wees as die dood? Kan nou as kind het ek my baie keer probeer indink, hoe dit moet wees om dood te wees. My vriendin het toe ons in standaard 7 is, toe my vriendinnetjie haarself doodgeskiet. En ek het probeer indink, hoe het Anelia gevoel? Hoe voel sy nou? En die blote feit dat ek nie kon dink hoe Anelia voel nie, het my so bang gemaak vir dit. Jy hoef nie die dood te vrees nie. Daar's niks groter as die dood buiten God nie. Jy hoef nie die dood te vrees nie, want die God, die Gees, wat Jesus uit hierdie dood uit opgewek het, is die Gees wat in jou woon, en wat saam met jou is. Fear is afraid of you. Hoor wat ek vir jou sê, vrees is eintlik bang vir jou. Jy hoef nie te vrees nie. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Wat ons moet weet, hierdie graf sê vir ons, die dood is reeds oorwin, so selfs al sterf jy. Ons het nou die dag 'n vriendin begrawe, ons het daar net 'n kort rukkie geken. Maar al weet ons dat sy fisies dood is, weet ons dat sy nou eintlik in oorwinning leef. Sy leef in oorwinning, sy het geen pyn nie, sy het geen hartseer nie, sy het geen dinge wat haar bekommer nie, sy leef in oorwinning, so moenie vrees nie, moenie leef in vrees nie, die dood is reeds oorwin, bo alles ook, ons vrees vir ons toekoms, jy vrees oor die toekoms vir jou kinders, iemand sê nou die dag, hulle wil nie meer kinders in hierdie lewe inbring nie, want daar's nie 'n lewe vir hulle nie, twak, bokbolletjies, daar is 'n lewe, daar is 'n lewe, want daar's 'n graf wat leeg is. Jy het 'n versekerde toekoms in God. Jy het 'n versekerde toekoms in Christus. Vrees het geen houvas meer op ons nie, want die graf is leeg. As daar dalk nog geraamtebene gelê het aan hy graf, sou ek nog gevrees het. Want daar is ook nie geraamtebene nie. So hy's 'n nuwe skepsel. Hy's 'n nuwe skepping en hy het die dood oorwin. Vrees het geen houvas oor ons nie. Die derde ene. Wie van julle word geraak deur die petrolprys? Die wat nie hande opsteek nie, ek gaan julle my bankrekeningnommer gee. OK.
Ons word almal geraak deur die petrolprys. Wie van julle het nog nooit 'n pothole gesien nie? Ek sal julle ook uitnooi na my huis toe. Daar's meer potholes as pad daar by ons. Wie van julle het nog nooit siek geword nie? Wie het nog nooit iemand aan die dood afgestaan nie? Lyding is deel van ons lewens. Jesus is deur lyding. Maar die feit dat hy daar opgestaan het, gee vir my die krag om vas te byt deur hierdie lyding. My ma het altyd gesê, toe sy was maar 'n bietjie 'n wille tannie geweest, my ma, toe sy jonk was, voor ons kinders gekom het. My ma was sy daar so by Houdini Spa in die Kaap, was haar uithangplek, het hulle gaan dans en alles. En sy het altyd gesê, toe sy nou my pa ontmoet, hierdie grand ou, wat op die 7de vloer gewerk het. Sy het spesiaal op die trappe gaan sit van die 7de vloer, op die trappe gaan sit van die gebou, sodat hy moet afkom en by haar verby moet kan loop, dat sy hom kan sien. So, maar sy sê, sy het altyd hierdie sexy man bekyk. En dan sy gesê, Here, hy is so prim en proper. As ek met hom trou, gee my net die krag om uit te hou met hom. Sy sê, en hoe doen die Here dit? Hy gee vir haar 5 kinders. OK. Here, gee my krag om uit te hou, en hy gee vir haar 5 kinders. Hierdie graf, wat leeg is, die opstandingskrag van God, sê vir my, jy kan vasbyt. Hierdie kat, ja, ons bord is nie so lekker nie, maar hierdie arme kat sê, these children are driving me crazy, help me! My kat kan partykeer so, as my kat iemand buite sien veral my bediende se sisterskind, as die dingetjie daar buite is, dan sit my een kat voor die venster net en maak heeltyd. En dan sê ek, Here, gee die kat asseblief net krag, dat hy net oor hierdie ding kan kom. Hierdie graf sê vir my, hy's leeg, daar is krag vir my, om deur elke lyding te kan gaan wat ek moet gaan. Ek sal sterker aan die ander kant uitkom. Ek hoef nie bekommerd te wees as lyding op my pad kom nie, want my God dra my deur dit. Filippense 3 vers 10, een ding wil ek nou regtig graag hê, en dit is om Jesus te ken. Daardie krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop vir lyding soos Jesus se nie, al beteken dit ook, dat ek soos hy moet sterf. Jy sien, Filippense 3 vers 10 is die uitroep daar so, Here, ek gee nie om wat op my pad kom nie, ek gaan nie bekommerd wees daaroor nie, want u het opgestaan uit die dood, dis die krag wat ek het. Die krag om my deur dit te vat, die krag om vir my te laat vasbyt, die krag om vir my te sê, maak nie saak nie, moenie opgee nie. Dis waaroor dit gaan. Moenie opgee nie. Daar is krag. Moenie opgee nie. Daar is krag. Ek het daai gesegde gesien op 'n prentjie in Engels, het dit gesê, Friday's pain is Sunday's gain. Ek het hom nou net verander en gesê, Vrydag se pyn is Sondag se oorwinning. Vrydag se pyn is hierdie oorwinning. Sonder daardie pyn sou hierdie oorwinning niks beteken het nie. Maar God gee vir ons die krag om dit te kan doen. Ons sing daai woorde elke keer hier in die kerk. Even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stops working. Dit is die krag wat ek het. As my God nog in die graf was, sou ek net dit kon sing nie. Maar nou kan ek dit sing. He never stops working. Want hy is my God. Hy het opgestaan. So die krag van hierdie opstanding is krag vir my om te kan vasbyt. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek wil by die laaste ene kom. Krag om jou doel in God te bereik. Daar sit 'n predikant in die restaurant, sal nie sê van watter kerk hê. Predikant in die restaurant en iets gaan verkeerd met sy bestelling. Maar daai man trek los, soos wat my een vriend sê, in Hellenistiese taal. Begin daai man Grieks praat met hierdie arme kelners, oor sy kos, wat nie reg is nie.
Die kelner kom na, of die bestuurder kom na hom toe en sê vir hom, meneer, jy is dan 'n man van geloof. Hoe kan jy dan nou so praat? Hy sê, ek preek geloof. Ek hoef dit nie te leef nie. Sodat jy later kom die kelner daaraan met sy bordkos. En op die bord is daar iets wat nie wel lyk nie. Hy gee so reukie af. Hy het so walmpie aan hom. En hy bring dit en hy gee dit vir die man. En die man sê, hoe kan jy 'n kelner hierdie gemors vir my bring? Hy sê, ek dra die kos, ek hoef dit nie te eet nie. Jy sien, ek kan nie net leef op praat nie. Ek moet leef. Ek kan nie vir mense net die kos dra en verwag hulle moet dit eet en ek self eet dit nie. Hierdie leeggraf gee vir my die krag om my doel in God te bereik. Want hierdie graf het vir Jesus die krag gegee om sy doel te bereik. In Genesis het die woord al uitgekom wat gesê, die vyand gaan jou aan jou hakskeen byt en jy gaan sy kop vermorsel. Dit is jou doel, seun van God. Dit is wat jy gaan moet doen. Jy gaan deur hierdie ding moet gaan. Jy gaan gebyt word, maar jy gaan deur hierdie ding moet gaan. Hier het hy dit bereik. Ek en jy het 'n doel in Christus wat ons moet bereik. Matteus 28 vanaf vers 5 tot 7. Ek het net so stukkies uitgelaat. Dan kom sê hulle, hy is nie meer hier nie, hulle soek hom by die graf. En die engel sê, vir my is nie meer hier nie. Hy het gesê, hy gaan opstaan, en presies dit het gebeur. Kom kyk self na die plek waar hy gelê het, en dan sê hulle hierdie belangrike woorde, en as jy klaar gekyk het, maak so gou as wat jy kan, en gaan vertel. Moenie net kyk nie, gaan vertel. Die krag van die opstanding gee vir my die krag om doelgerig te lewe. Om in liefde te lewe, om in diensbaarheid te lewe, om 'n lewe van hoop vir mense te bring en nie vir hulle 'n skinkbord te bring wat vir my absoluut niks beteken nie. Dit gee vir my die vermoë om te kan getuig. Ek sê nie julle moet almal predikante word nie, maar getuig. Praat oor die goedheid van God. Ons sing, I will sing of the goodness of God. Are you just going to sing about it? Die Here weet, hy is dankbaar, ek kan nie sing nie. Dis hoekom, I will not sing about the goodness of God. I will talk about it. Ek sal praat oor hom. Getuig. Spreek lewe. Wanneer mense sê, hierdie petrolpryse is so verskriklik. Wat sê jy? Ja, hierdie regering van ons, kom wees eerlik, wie het dit al gesê? Hierdie regering, kyk waar gaan ons nou. Spreek lewe, die feit dat hierdie graf leeg is, gee vandag vir jou die autoriteit en die krag om lewe te spreek en te sê, hierdie petrolpryse gaan my nie affekteer nie, want my God is in beheer. Yes. Die oorlog in die ooste gaan my nie affekteer nie, want my God is in beheer. Ek sal bid, maar ek het die krag van God, wat maak dat ek die versoeking sal weerstaan om negatief te praat. Ek sal die vrees nie meer hê nie, want ek gaan nie vrees wat die toekoms my inhou nie, want my God lewe. Ek gaan vasbyt deur al hierdie pryse deur al hierdie dinge deur, en ek gaan doelgerig lewe vir God. Omdat hy leef, kan jy versoeking weerstaan. Het vrees geen houvas op jou nie. Kan jy vasbyt en kan jy doelgerig leef. Dit is die krag van hierdie graf. Hoekom? Want daar's niemand binne in daai graf nie. Dis die krag van opstanding. As ek na hierdie graf kyk, is dit leeg. Dis die krag van opstanding. Ons gaan